Nou, hartlike goeiemôre vriende, ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het, dat u vanmôre vars verkoop en nie opgestaan het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, ook so rondom sy woord vanmôre. Ek wil u groet met die baie besondere Psalm 18 in die Psalmbundel. Nou as u so 'n bietjie deur hierdie Psalm lees, sal u sien hier's 20 versies. Ek gaan net versie 1 met u hanteer. 'n Baie besondere Psalm wat sê ek het u hartlik lief, o Heer. U is my sterk en teeweer, die Heer is my rots, my vestingsterk, my redder wat my heil bewerk. My rots wanneer die stormwind huil, my skild die weerkrag van my heil, my vesting op die bergkrans styl, by wie ek vas en veilig skuil. Nou vriende, hierdie pragtige lied verseker ons daarvan dat die Here ook ons rots is, die een waarop ons bou. Hy is die een wat vir ons beskerm, hy is die een wat ons dra, hy is die een wat ons veilig lei, om dan ook in sy heerlikheid aan te kom. En ag, mag u en ek in hierdie dag op hierdie rots Christus bou, en mag ons veilig by hom skuil, omdat ons weet hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Ag vriende, as ons dit sê, is nie maar net 'n cliché of clichés wat ons aanhaal en hierdie geuite woorde en geuite uitdrukkings gebruik nie. Nee, hierdie is feitelik dat God se woord die waarheid is en die Here sê vir ons, as ons aan hom behoort, kan ons veilig by hom skuil. Dan is geen storm vir ons te erg nie. Dan is geen probleem vir ons onoorkombaar nie, want in hom is ons vas en veilig en verseker. Ag vriende, vanmôre wil ek 'n bietjie met u praat oor die gedagte, waarom is ek en jy nog hier? Ag nou, dis 'n vraag wat dikwels deur mense gevra word en mense vra vir jou dikwels, wat is die sin en die doel van die lewe? Waarom is ek hier? Wat is die doel van my bestaan? Alles loop skeef in my lewe, by my werksplek, in my huwelik, met my kinders. Wat is die doel van my bestaan en waarom is ek nog hier? Waarom sterwe ek nie eerder nie? Waarom neem die Here nie eerder my lewe weg nie? En ag vriende, ek wil vanmôre vir u sê, lewe is kosbaar. Solank daar lewe is daar hoop. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie met u praat oor die gedagte, waarom is ek en jy nog hier? Daar in Romeine 14 vers 7 en 8 lees ons, want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. So die apostel Paulus praat met hierdie gemeente in Rome en hy sê vir hulle, luister, niemand van ons, nie een mens op aarde, leef vir homself of sterf vir homself nie. Nou ons weet, daar's baie mense wat sê, ek lewe vir myself. Die lewe is 'n lied en dit gaan oor my. Alles sentreer en wentel rondom my. Luister, die Bybel sê vir ons, niemand leef vir homself of sterf vir homself nie. Baie keer, vriende, is ons lewe, word dit gedryf deur een of ander ambisie of geld of besittings of roem of eer, maar ons lewe op so 'n manier dat daar altyd iets is waarna ons jaag, wat ons dryf om voor te lewe. En nou sê die Bybel vir ons, as kinders van die Here, is ons dryfveer Christus. Want as ons lewe, nou praat die apostel Paulus met kinders van die Here, weergebore mense, hy sê as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. So die vraag, waarom is ek en jy nog hierin? Baie kinders van die Here sê vir my dikwels, Gerard, hoekom van die Here my nie eerder weg nie? Die stryd is so fel, hoekom laat hy my nie eerder sterwe nie? Dan wil ek vanmôre vir jou sê, die rede hoekom jy en ek nog lewe, is om vir die Here te lewe. Onthou u Jesus se hoëpriesterlike gebed, Vader, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose sal bewaar. So waarom is ek en jy nog hier? Vriende, eenvoudig om te leef tot eer van God. Om elke dag op te staan om 'n ambassadeur te wees vir hom en sy koninkryk. Jy onthou die gelykenis van die man wat die koningskap moes ontvang het en hy het vir 'n tyd lank weggebly en toe hy terugkom, het hy ook afgereken met sy diensknegte en vir hulle loon gegee. En die ander het dan ook skade gelei. Gaan lees die Bybel. U en ek is hier om eer te bring op die naam van die Here. Jou situasie waar jy in vanmôre is, vriende, is dit wat die Here bepaal en beskik het om jou te heilig en jou te vorm, om ook daar vir hom te leef tot sy eer. Miskien is jy vanmôre in 'n ouer huis. Miskien dink jy by jouself, wat doen ek hier? Miskien is jy by kinders. Jy bly miskien daar. Miskien is jy by 'n werksplek en jy's diep ongelukkig oor die situasie en omstandighede daar. Miskien is jy, vriende, in 'n huwelik vasgevang en jy dink by jouself, wat doen ek nog in hierdie huwelik? Wat is die sin waarom ek nog hier is? Dan wil ek vir jou sê, jy is hier en jy is in daardie bepaalde situasie om te leef tot eer van God. Ons is hier, vriende, om die saad van die evangelie te saai. Onthou die gelykenis van die saaier? Die saaier het uitgegaan om die saad te saai. Sommige het geval op die pad en
ander het geval tussen die dorings en die distels, en ander op die goeie grond. U en ek is hier, vriende, om die saad van die evangelie te saai. Waar u ook al beweeg vandag, is u en ek 'n ambassadeur van die Here, om sy wonderlike evangelie met mense te deel. Ons is hier om ander siele te wen vir die Here. As hulle die moeilike omstandighede sien waarin ons verkeer, en hulle hoor ons blymoedige getuienis, dan trek dit hulle na die Here, sodat hulle ook gered kan word. Ag vriende, ons is hier om, soos die Bybel vir ons sê, lig vir die wêreld te wees en sout van die aarde. Dis kinders van die Here wat smaak gee aan hierdie smaaklose wêreld. En ek moet anders leef, anders te optree. Vriende, ons is hier om die Here te verheerlik deur ons gehoorsaamheid aan hom elke dag. Die Bybel vra die vraag en die Here sê, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Baie mense dink hulle lewe is sinneloos en doelloos, omdat hulle ongehoorsaam is aan die Here, want sonde bring komplikasies en sonde maak 'n mens se lewe gekompliseerd, en daarom wil ek by jou pleit dat jy sal sien, niemand leef vir homself nie. As ons leef, leef ons tot eer van die Here. Ons doel is om gehoorsaam te wees aan God se woord. Nie net te lees nie, maar te doen. Nie net te hoor nie, maar ten uitvoer te bring dit wat ons gehoor het, wat God se woord vir ons leer. Vriende, waarom is ek en jy nog hier? Is om werkers te wees in die akker van die Here, daar by die gemeente, om deel van die liggaam te wees, waar ons vanuit die gemeente, die gemeenskap bedien met die waarheid van die woord. Of dit nou by die kinderhuis is, of dit daar by die ouerhuis is, of dit miskien onder jou vriendekring is, of miskien vriende by familie by wie jy kuier, hoe dit ook al mag sy, ons is werkers in die akker van God. Sien jouself elke môre as een wat in hierdie werksplek instap, in opdrag van jou meester, van jou komende koning, en jy doen van harte wat jy doen, asof vir die Here en nie vir jouself nie. Die Bybel sê vir ons is medewerkers van Christus. Onthou u, Christus het nie na hierdie aarde gekom en was in 'n paleis opgeneem en hy was heeldag bedien en hy daar op 'n troon gesit en hy het al die voorregte gehad wat mense dink kinders van die Here moet hê nie. Nee, die Bybel sê hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. Waarom is u en ek nog hier? Is om diensknegte te wees vir Christus. So ek vertrou dat u ook vanmôre hierdie groot saak sal verstaan. U en ek gaan nie 'n dag langer lewe of vroeër sterwe as wat ons moet nie. Waarom is ek en jy hier? As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En mag dit jou en my vandag motiveer. Vriende, of ons vandag gaan lewe, of ons nog 10 jaar, 20, 30, 40 jaar gaan lewe, en of ons vandag gaan sterwe, dis irrelevant. Ons behoort aan die Here en ons is hier om hom te verheerlik. Mag die Here ons genade gee dat ons hierdie saak ter harte sal neem, sal verstaan, dat die Here ons verstand sal verander en ons sal stuur in 'n rigting om te sê, Here, neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees, meer en meer. Vriende, groete vir u seun, mooi dagie verder te raak.